Welkom by jou se pot waar ons gesels oor die lewe saam Jesus. Ek is Junay Ek is Marina. en saam is ons jou ma. Ons onderwerp vir hierdie week is die Olimpiese spele. Mm. Voel ons is al soos bietjie laat to the party, maar ek voel ons bly in 'n klein dorpie so. Ja, Ja. en ek voel dit wat mense wil sê is nie noodwendig wat almal al die hele tyd nog sê nie. Ek voel ons bring iets anders tafel toe. Lekker I is. agree. I Ons het do. na almal geluister Ja. en besluit wat ons wil sê. Ja, ek het nie Mm. eintlik na mense geluister nie, maar ek is bly jy het. Ja, ek is nogal op sosiale media, maar ek weet nie my algoritme het nie vir my baie Olympic goed gegee nie. Ja, maar sien ek kyk die Olimpiese spele O, baie. So ek okay. dink AI weet. Ja, ja, ja. AI is in my kop in. AI het jou gehack. Uit my gek, ja. Okay. Ek het 'n paar stukkies en Marina het baie stukkies en sy het die opening ceremony gekyk wat die topic eintlik, die hot topic is die opening ceremony. Mm. So sy het nie die hele een gekyk nie, net 'n Mm-mm. disclaimer. Ek het hom gestop want ek kon nie. Maar sy het op begin saam met kiddos Ja, en dit is eintlik die outrage van die hele storie, voel ek ook. Ja. So ek gaan laat Marina begin want sy het baie fancy notas as jy dit maar net kon sien. Gekalle coordinate, sister is prepared. Ja. Yes, okay. Gaan jy gou vir ons bid? Ja, ek gaan dankie dat jy my herinner. Here, baie dankie dat ons saam kon kom om U naam groot te maak. Vader, dankie vir al die atlete by die Olimpiese spele en hulle talente. Vader, en dankie dat U hierdie gesprek vandag gaan lei, dat ons slegs gaan sê wat U wil hê ons moet sê en dat elke persoon gaan hoor wat hulle moet hoor. In die naam van Jesus Christus, amen. Amen. Amen en amen. Okay. So, ek het eers mooi kyk. So vir my, ek gaan nou wat verduidelik wat met my gebeur het. En ja, kom ons begin. So ek love die Olimpiese spele opening. Ek love die feit dat dit so eksentriek is en mense die cool idees en hulle is altyd buite die boks en ek is mal oor daai hele die grootsheid daarvan in 'n mate. So elke jaar het ek dit toe gekyk. Ons het amper 'n partytjie gehad. Ja, vir net sê jy moet dit sê mense. Dit is so funny. Ons gaan stap die dag voor die Ja. Olimpiese spele, maar ons weet nie die Olimpiese spele is die volgende dag nie. Ja. En Marina het so 'n goeie plan. Wat was jou plan? Ek sê vir kom ons hou soos 'n partytjie en ons nooi mense en elkeen trek volgens 'n land aan. Ek wou nog altyd dit gedoen het want dit klink net vir my so lekker. Elkeen trek volgens 'n land aan, bring 'n plattertjie van daai land en dan kyk ons saam die opening ceremony want dit is mos cool. Ja, ons was baie excited oor hierdie plan. Gelukkig. Toe kyk ons soos okay, Ja. wanneer is die opening? Hey, toe was dit die Dit was 25. letterlik die volgende dag, Dit was of die volgende dieselfde dag. Ja, dit was die volgende Ja. dag. Ek dink dit was die 25ste en toe sê dit begin die Die 26ste, 26ste. Dit was soos Okay, party for one. Ja. So, maar gelukkig, maar ek dink dit gaan later op weer inkom, maar dit is nie hoe God mens beskerm teen goed sonder dat jy weet en dit is vir my nogal die hoofpunt van vandag. En so is ek en my kinders hier, ek hou hulle baie laat wakker want dit begin eers laat en ek sê net soos hulle kan nou maar vanaand bietjie laat gaan slaap want ons gaan nou eers dit kyk. So kyk ons toe die opening ceremony en dit is oulik en dit is regtig want hulle maak dit op die rivier en dit is regtig cool idees. En toe kom die biblioteek sien in. En toe die biblioteek wat gebeur het, dis net 'n biblioteek en daar was 'n man en vrou en hulle het vir mekaar gekyk. En daar het ek dadelik ek dink ek is daar al gewaarsku, maar ek het nie daarna geluister nie. Toe sê ek iets soos okay, kom ons ek hou dit dop. Ek hou dit dop. Ek's bewus. Ek is bewus en want heeltyd het hulle sulke kommentaar gegooi soos liberty en freedom en this is a city of love en ek moes verstaan wat ek sê. So in my onderbewussyn het God al lankal vir my begin sê luister, wat maak jy? Something is coming. Wat eintlik het hy al my gewaarsku toe dit die volgende dag Ja, is. ja. En dit is toe dit en toe kom daar nog 'n man in en toe sê ek net soos okay, ek hou hierdie dop en toe hardloop Ek hou hierdie een steeds trappe dop. op, maar ek hou dit net dop. Ek het nie geact op my waarskuwing wat ek gekry het nie. En toe die mense begin soen, toe probeer ek stop en toe is ek so flabbergasted dat ek bietjie te laat stop. So
my kinders het goed gesien, maar was nie reg ernstig nie, hulle het net in 'n kamer gegaan, ons het my kinders se gestie gesien, wat ek nie wou God wil moet sien nie. Ja. En ek was baie spyt oor dit, en toe wil Tia my daaroor vra, en toe is ek sommer dadelik ontsteld, en ek en sy beklei daaroor, en nou moet ek vir haar verduidelik, hoekom is ek ontsteld, en hoekom voel ek so. En hulle is toe ontstel, want hulle tog toe ons mis die hele Olimpiese spele, en maar in geval, so ek het nie na my waarskuwing geluister nie, en dit is waar al die stukkies wat ek gekry het vandag gaan, is die feit dat die Heilige Gees beskerm ons. En dit is vir my so snaaks dat ons baie keer op punte kom wat ons sê, ons is verras as die wêreld soos die wêreld optree. Dan is ons soos my wêreld, hoe is dit Kan jy nou moontlik? glo, the world be glo? worlding. En ek meen, dit is 'n snaakse geluid uit die dit is yskas so uit. Hier's ons 'n foon. O, ek Jesus, ek was net soos. Dis is 'n koe in die yskas. Sorry, Unai, ons iemand Die melk is so vars in hier. My pa is eintlik my kind, vir so. Okay. Anyway, so ja, so toe het ek net besef dat God waarsku ons en dit is waarvoor ons moet gaan. So, en dit is my eerste ding. Ek dink dit gaan eintlik wat ek hier daai selfoon besagter, maar dit is 'n spam. Is dit 'n alarm? No, it's suspected spam. So ek het hom gesaai. Goed, sorry Ja, spam. sorry julle. So die eerste ding vir my, dit kom eintlik nog saam van laasweek se van ons kinders af, is ons moet ons kinders beskerm, maar en toe na die tyd het ek daarby aangekom, en ek sal op my laaste punt sal ek daarby wees, dat dit nie net ons kinders wat ons moet beskerm nie, ook onsself. Want ons kan baie keer laat gaan, en van ons, en dit is nou presies wat gebeur het. Ek het laat gaan, en ek het goed gekyk wat ek nie moes kyk nie, en die kinders ook. En ons dink baie keer dit affekteer net die kinders, maar dit affekteer ons ook. So ek dink die eerste deeltjie is maar net ons moet ons kinders beskerm, en dit het ek gekry Psalm 46 vers 3. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge, want God beskerm ons en hou ons vas, soos hoef nie bang te wees nie. En Ek wil net iets op daai punt sê van jou wat jy gesê het, soos soos ons kinders beskerm, dit net soos regtig nou in my brein eintlik gedrop. God wys ons ook hoe om ons kinders te beskerm. Deur dit, soos hy waarsku. Hy keer jou nie een keer om 'n fout te maak nie. En ek dink dis wat ons as ouers baie keer verkeerd doen, want ons forceer hulle om te doen wat ons en dan gaan hulle net op 'n later stadium daai fout maak, want daai curiosity is nie weg nie. Ja. Want ek het 'n baie oulike video gekyk wat ek ook vir jou gestuur het, skus oor die slijm in my keel. Jy is verskoon. Dis winter. 'n videoetjie, ek dink ek het hom vir jou aangestuur, ek kan nie onthou nie. Wat die vrou gesê het, ons moenie ons kinders wil fix nie, ons moet hulle guide. En dit is 100% dit. Is nie jy moet hulle net lei. Ons kan hulle nie fix nie. Sodra ons hulle begin fix, dan moet ons dink daar's iets fout met hulle. Ja. En daar is nie. Nee. Ons maak net baie keer verkeerde keuses. Yes. So dit was die een versie, en dan die ander enetjie is Romeine 8 vers 31, wat ons van al hierdie dinge sê, as God vir ons is, kan niemand teen ons wees nie. Amen en amen. En 2 Korintiërs 4 vers 18, ons moet op die onsigbare dinge let, want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So selfs al kom hierdie goed en dit maak mens bang in 'n mate, en jy weet nie hoe gaan jy jou kind teen dit beskerm nie, weet net God is ook daar, en hy soos ons gesê, die Heilige Gees beskerm jou en help jou om jou kinders ook te beskerm. Yes. En guide jou, presies soos wat jy gesê het, soos dit is, jy is nie alleen nie. Ek het so 'n cool gospel liedjie gehoor. Dink dit was laasweek, ek weet nie of ek hom hierdie week ook weer geluister het nie. Maar die essence van die woord van die liedjie is soos sy sê sy kan nie sonde oorkom nie. Sy kan nie net altyd die regte ding doen nie. Ek heeltemal nou sê nie die goed wat in die woorde is nie, maar op die ou ende is die refrain soos thank God I'm not alone. Want dit is net deur God. En ek dink dit is faith, soos ons sien die dinge van die wêreld, maar soos wat jy gesê het, ons moenie verbaas wees as die wêreld optree nie. Maar ons moet ook bewus wees dat he that is in us is greater. So ons hoef nie bang te wees nie, maar ons moet gehoorsaam wees. Ja. Want as ons nie gaan gehoorsaam wees nie, gaan hy ons nie kan beskerm nie. Ek onthou dis iets wat ek altyd probeer vir my kinders leer toe hulle kleiner was. Soos jy moet vir my luister, want anders kan ek jou nie veilig hou nie. Veral soos omdat daar 'n paar is, soos jy kan ook nog een kind die hele tyd met jou hand beheer, maar sodra daar meer kinders as groot mense is, moet hulle gehoorsaam wees, want hoe gaan jy as jy nou oor die pad loop 'n kind veilig hou as hulle nie vir jou luister nie? En dit is wat gehoorsaamheid is. Gehoorsaamheid is vir ons
beskerming. Dis Ja. al waarvoor dit is. Net soos wat ons instruksies vir ons kinders is vir hulle beskerming en vir hulle voordeel, vir prosper and hope and a future. Dis presies wat God met ons ook doen. En ons as groot mense is ons vinnig om, want dit is eintlik waaroor my versie gaan, so dit skakel eintlik so mooi in. Ons is vinnig om nie gehoorsaam te wees nie. Ons is vinnig om redes te vind om nie gehoorsaam te wees nie. Soos jy nou daai waarskuwing gekry het. Soos gehoorsaamheid sou gewees het die eerste keer, okay nee, hierdie is nie verstaan. Ja, sit af. Ja, ek voel in my gees, iets is nie lekker nie. Ek's nie seker wat dit is nie, maar ek vertrou U, God. Maar en ek is soos baie keer net soos flat out nee, Here. So dis baie obviously baie erger. Jy was nog soos ek gaan dophou. Maar ek het ook gesê nee, Ja. ek was nie gehoorsaam nie. Ek was net soos ek luister nie nou nie. Ek is goed genoeg. Ek kan hierdie Ek kan dit handle. Ek kan hierdie is reg. Ek het hierdie, toe kan ek nie eens hierdie remote afsit nie. Wat 'n knoppie! Waar is die rooi knoppie? Maar ja, dit is wat ons doen. Soos ons almal het ons eie manier om te sê nee. Ja. Maar dit is ek dink amper soos hoe ek voel jou nee was meer soos jy het nie regtig jy het gedink dit is weird, maar ek dink nie jy het al daar besef dis die Here wat jou prompt nie. Verstaan jy wat ek dink jy het miskien net gevoel soos ek het 'n feeling. Ja. Verstaan jy wat ek sê? So dit is daai jy wat altyd sê hoor die Here se tyd of sê, dis die Here. Ja. Dis hoe die Here klink. Hy's baie sag. Dis 'n feeling. Ja, dis regtig soos ek voel die Here. Ek dink ek het so cool gesprek ding gesien waar of dit was nie 'n gesprek, dit was 'n reel waar hulle soos klomp mense gevra het soos hoe hoor jy die Here? So daar's iewers op die internet seker een of ander toets wat soos party mense hoor hom, party mense sien hom, party mense en ek definitief ek voel en ek dink om die waarheid te sê God praat met ons almal in al daai maniere. Maar jy word net hoe meer jy in 'n sekere manier stap, word jy beter daarin. So ek voel ook die Here en ek het nog nooit so 'n audible voice in my kop gehoor nie. Ek sal baie keer gedagtes kry, maar en ook prentjies baie keer, maar dan is ek soos die laaste ruk sommer net flat out nee. En dit is vir jou eie to your own detriment is eintlik wat ek wil sê, want wat die Here vir jou wil hê is net goed. Ja. En ek meen as ek verder sou gekyk het, ek het al klaar seker baie goed gemis en ek dink dit is waar as jy hoe meer gehoorsaam jy is, hoe meer gaan jy let op haar stemmetjie en hoe meer gaan jy ingestel wees daarop. So dalk van die begin af was al goed wat nie reg was nie en ek het dit nie gesien nie. Maar hierdie was iets wat nou net vir my die klokkie laat afgaan het en ek dink dit is ook ek wil nie sê dit is soos vlakke nie, maar as ek verder gekyk het was daar nog viesliker goeters, verstaan? En ek dink dit is die ding, as mens dit gaan oor waar trek jy daai lyn en waar besluit jy nou gaan ek stop. Ja, dit is die geheim, is laat God die lyn trek. Want ek het die stukkie wat ek het is 'n stukkie in Joshua. As Joshua 24 vers 15, eer nou die Here en aanbid hom met volle oorgawe en met getrouheid. Laat vaar die gode van julle voorouers ander kant die Efraat en in Egipte wat julle voorouers ander kant die Efraat en in Egipte aanbid het. Dien die Here. As julle nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag vir julleself besluit wie julle dan wil aanbid. Is dit die gode wat julle voorouers ander kant die Efraat gedien het, of is dit die gode van die Amorite? In wie se land julle nou woon. Ek en my huis gesien en jy's gesien, julle almal is gesien. Huis gesin sal die Here aanbid. So van die begin dat ons besluit het om hieroor te praat, het die Here vir my hierdie stukkie gegee en ek het amper weer vergeet van hom totdat ek weer vandag bietjie stil geword het. En van die begin af het hy vir my gesê lees die konteks. Moenie net die versie lees nie. En as jy hierdie hoofstuk gaan lees, lys Joshua basies al die goed wat die Here al vir Israel gedoen het. Soos hy het hulle deur die see gevat, hy het hulle uit Egipte gevat, hy het Abraham in Kanaan laat sojourn. Soos van Abraham af basies lys dit alles wat die Here vir die Israeliete gedoen het en dan is hy soos okay, maar nou kies. Soos hierdie is basically soos die Here se CV. En ek dink elke persoon het so 'n CV vir wat die Here vir hulle in hulle lewe gedoen het. En vir my is dit soos dit gaan al hoe moeiliker word
om 'n Christen Mm. in die wêreld, deel van die wêreld te wees. Mm. Daar gaan al hoe meer vir my skeiding moet begin kom. Ons gaan moet begin duidelike lyne in die sand trek van hierdie is nie iets wat ons gaan ondersteun nie omdat dit op basies 'n aanslag op ons God is en ons Mm. geloof is. En daar's al hoe meer goed in die wêreld wat dit is. Dis nie net bietjie vreemd nie, dis letterlik 'n aanslag. Dit is 'n mockery van ons God in essence. Daar's in die movies. Jy kan amper nie meer 'n movie kyk waar hulle nie luister nie. Jy um kinderstories wat nou ook soos transgender en homoseksualiteit en sulke goed op kinders begin push. En kyk, ek sê nie hierdie sondes is enigsins groter as 'n ander sonde nie. Ek wil ook nie my kinders met stories kyk waarin 'n maatjie steel en is okay nie. Ek wil ook nie my kind met 'n storie kyk waar 'n maatjie 'n ander maatjie seermaak en is okay nie. Al daai goed is verkeerd en dit moet as verkeerd beskou word. Nie een is meer verkeerd as die ander nie. Maar iewers gaan ons moet sê soos as ek so iets sien en so dan sê ek okay, dan kyk ek nie daai storie nie. As ek 'n movie aansit en hulle luister, dan luister ek nie daarna nie. En dis maklik om daai goed te doen want dit is in my huis. So dit is nie 'n public tipe ding nie. Maar ons is besig om na 'n tyd toe te beweeg waar dit al hoe meer publiek gaan word. Soos dinge gaan in skole begin gebeur en jy gaan moet besluit gaan ek die skoolstelsel ondersteun. Dit is al reeds besig om te gebeur in Amerika en ek dink hier in Suid-Afrika is ons baie bevoorreg om half nog agter die tyd te wees, to be honest. En ons het nog baie oulike skooltjies met Christenwaardes, maar ons weet nie hoe lank dit gaan hou nie. En vir my was die Olimpiese spele en baie mense het daarop gekom en dit was toe ek nou die initial Olimpiese spele debakel sien, was soos hierdie was eintlik 'n familieaktiwiteit. Soos as 'n gesin het ons die opening altyd gekyk. Ek onthou ek as 'n klein dogtertjie, ons het as 'n gesin die opening gekyk. So hierdie is 'n aanslag weer eens op ons kinders, want moenie vir my sê hulle dit nie geweet nie. Moenie vir my sê hulle weet nie dat wie hulle teikenmark is nie. En ek dink as ons die kinders en dit is nou van my volgende versies. Ek net eers ek ja, dis dan deel van die volgende. Ek dink as kyk ons is in die wêreld. Ons is nie van die wêreld nie, maar ons is in die wêreld en ons kan nie ons kinders in 'n blokkie sit en sê luister, hier is waar ek jou gaan hou. Ek gaan jou nie van die goed bewus maak nie, want een van die tyd gaan hulle gaan ja. maar ek dink mense moet hulle volmaak van die woord en volmaak van skrif en volmaak van die Heilige Gees dat as hulle uitstap dan weet hulle om dit te hanteer want hulle het God binne in hulle. En ek dink dis ek kan nie my kind fix nie. Ek kan hom net guide. En ek dink dit is die ding. Ek kan nie net my kind heeltyd beklein sê ons gaan nie die Olimpiese spele kyk nie want dit is nie so nie. Ek moes vir hom verduidelik. Ek moes vir hom gesê vir mamma is daar twee verskillende tipes liefdes en dis hoekom ek nie daarmee soms nie. Dis God se liefde en dis die wêreld se liefde van wat nie mooi is nie. Ek het nou nie te diep ingegaan nie, want sy is in graad 3. Hoe diep gaan Sy jy? moet nog nie bewus wees van sulke goed nie. God se liefde is mooi en skoon en rein en die wêreld se liefde is nie mooi nie. En tydelik. Verstaan en so dit is waar dit vir mamma gegaan het. So ek moes dit vir haar verduidelik het en die volgende netjie wat ek ook nou gesê het is die stemmetjie, daardie stemmetjie wat ons beskerm en dit is Efesiërs 6:10-20, die wapenrusting. Ons moet dit is wat ons oor ons kinders moet bid. Ek het vanoggend weer 'n ding gekyk wat gaan oor wees die gebedswarrior vir jou kinders en vir jou hele gesin. Want jou man het ook elke dag met goed te doen by sy werk. Jy het elke dag met goed te doen en dis wat ek sê ons dink baie keer ons is groot mense, ons kan dit handle. Ons kan nie. Ons het die Heilige Gees nodig want vir ons is dit soveel meer subtiel. Ja. Verstaan, is 'n videoetjie wat ek kyk van 'n man wat sy vrou doodmaak en nou as David skeef vir my kyk as ek dit soos hy, dan dink ek simpel klein, maar dit is simpel klein goedjies, dis saadjies wat geplant word. Dit is saad, verstaan, en ons moet besluit ek gaan dit nie eens meer kyk nie. Dis so maklik om dit te sê, maar dan as ek weer daar sit dan kyk ek nou maar. Dis die ding. Dis die probleem. Dit is die probleem. So dit is wat ons hele oogpunt van die begin af was, dat dit gaan nie net oor die Olimpiese spele nie. Dit gaan oor alles wat ons consume. So hierdie Olimpiese spele opening was in your face, maar hoeveel van ons kyk nie elke dag op ons fone nog goed wat veel erger is nie, to be honest. So dit is nou 'n outrage omdat dit gekoppel is aan iets wat as 'n family event beskou word, maar
die feit dat die kinders het gesê dat jy's 'n kind van God. Jy word nooit 'n groot mens van God nie, want die Here wil hê ons moet onskuldig bly. Ja. En ek sê saam met jou, ons kan nie ons kinders beskerm in die sin van jy mag nie dit doen, jy mag nie dat doen, jy mag nie dit doen nie. Maar ek voel ons moet vir party goed soos sê, Ja. as 'n Christen gaan ek dit nie doen nie. Yes. En wat ek ook gesien het, baie van die Olimpiese atlete, want blykbaar is daar ook vir hulle gesê hulle mag nie oor die Here praat nie. Een of ander surfer moes sy bord verander. So ek is nie seker of, want van hierdie goed kan seker nou maar fake news wees, maar daar was ook mense wat opgestaan het vir hulle geloof, wat ook nou weer soos wat ek sê, he that is in us is greater. Elke aanslag van die vyand sal altyd deur 'n oorwinning soos gemeet word. Want hulle het besluit om gehoorsaam te wees. Verstaan, en daai is die oorwinning. En Exactly. dit maak jou geloof as persoon, so daai ouens se geloof is sterker. Mm, En die mense wat nie geluister het nie en wat dalk nie opgestaan het nie, het dalk nog 'n pad om te stap. ja. Maar hulle sien die ander mense en hulle word ook versterk. En Dit dit is is kyk iets, wat doen hierdie ou. ja. Ek verstaan. Dis iets wat ek ook oor gewonder het, soos as ek 'n Olimpiese spele atleet was, want ek voel nie ek wil die Olimpiese spele kyk nie, omdat ek voel dit basically soos as iemand 'n onderste kruis aan spar gaan hang, dan gaan ek ophou by spar shop. Verstaan jy wat ek sê? Al is daar winskoopies of al is daar, ek verstaan daar is die atlete werk hard en dit is soos wholesome eintlik entertainment wat hulle nou opgeneem het, maar net omdat dit basies die banner is waaronder die hele Olimpiese spele nou basically gehang is, voel ek nie ek kan deel wees daarvan en nog steeds soos eer God in alles wat jy doen. Ja. Dit is nie vir my God eer as ek deelneem aan die kring van spotters nie. Dis hoe ek voel. En ek soos wat ek sê nie dis elke ding nie, maar net soos ek dink jy moet die Here vra. Ja. Dis wat ek voel en Ja. dit is ook wat ek vandag vir jou sê. Soos die Here sê, ken my in al jou weë, maar ons as groot mense val baie in die slag gehad dat ons vra nie eers nie. Ons is soos okay, hierdie was nou bietjie weird, maar ek gaan nie atlete ondersteun want dit was nie hulle wat deel was nie. In plaas om te sê Here, ek wil graag die Olimpiese spele kyk, maar ek wil nie as dit u gaan ongelukkig maak nie. Want ons vra wat ons okay daarmee gaan wees as die antwoord nee is. Yes. Ja, so Dis as die ons vraag. dink die antwoord gaan nee wees, dan is dit Nee, ek gaan nie vra nie. Ja, dan net. Ken wie en wat se wie? En So, dan is ja. daar 'n vers wat sê, Johannes 18:36, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Dis weer eens, onthou ons is in hierdie wêreld, die goed gebeur, ons kinders gaan daarin blootgestel word, maar ons moet hulle en selfs ons ook. Ek praat nie altyd van ons kinders, maar Ja, ek praat eintlik ons van as kinders. ons as kinders van God gaan blootgestel word aan die wêreld en Yes. ons moet net weet hy is groter en hy is in ons en ja, ek moet gaan kos koop. As Spar die enigste winkel is en Spar hang 'n onderste bo kruis, wat moet ek doen? Ek weet nie. Verstaan, Dit is 'n hè? goeie vraag. Wat gaan ek doen? Ek weet nie, maar ons gaan op daai punt kom en dit is wat my punt is, soos ons kom al hoe meer en meer na daai plek toe. Want as jy nou moet kies tussen die teken van die anti-kris, want dis al hoe jy kan kos koop. Dan living off the land. Ek Maar wil dis nog wat ek altyd. sê, maar verstaan jy wat ek sê? En ek glo God gaan vir jou uitweg gee. Hy gaan nie Hy vir jou gaan vir sê jou uitweg gee. dis die enigste ding. 100%. Ek meen kyk, toe Abraham sy seun moes gaan offer het God hom tot gelei op daai punt wat hy gesê het ek gaan nou my Ja, seun. die Ek mes was in die lug. Dis nou, dit is nou Ja. dis seker en te verstaan en God het vir my uitkomste gegee en ek Ja. dink dit is wat mense met daai vertroue ook hê en te Ja. sê ek wil graag die regte ding doen. Ek wil graag gehoorsaam wees. Help my om die regte ding te kan sien en wat ek moet doen. Yes. En ek stem 100% saam. God sal ons 'n uitweg gee en die duiwel se taktiek is nog altyd dieselfde. Is nog altyd vrees. Te bang jy gaan nie kan eet nie. Te bang jy gaan nie kan geld maak nie. Ja. So vrees is iets waarvan ons moet loskom. En ek voel nie ek wat nie die Olimpiese spele kyk is uit vrees uit nie. Ek voel dit is uit feit uit eintlik. Soos ek voel nie ek mis iets deur nie deel te wees van iets wat definitief nie voel ek meer die Here se dit soos in die Here se wil is nie. Ja. Verstaan jy wat ek sê? Soos Maar nee, ek sê 100% so, maar dis weer eens daai punt van ons moet ophou om te dink die wêreld gaan God se wil volg. Ons moet ophou om te dink dat die duiwel verstaan die wêreld gaan God ewe skielik net 100% reg wees. En ek dink ons is elke keer verras daardeur. Elke keer as ek sê hoekom
is hierdie Olimpiese spele wat vir die hele wêreld is, Ja. nie Christelik nie. Ja, maar ek dink dit is omdat dit nog altyd half as wholesome gesien is. Daar is altyd oopgemaak met gebed. Ek meen selfs hierdie jaar het hulle oopgemaak gebed, hulle het net gebid vir 'n vrou. Ons weet nie mooi Sien, wat ek sou het nie eens God hulle ek het voorgebid het ek het nie. nie eens daarvan geweet nie. Ja. Ek het letterlik gekom by die library sien en toe stop ek en ek gesien daar was 'n Smurfie mannetjie, maar ek verstaan ek het niks Ek verder het ook van nie die verder kyk, ek het net ja. gehoor, soos ek het net Ja, daai ek die het dit eerste dag gehoor. toe soos alles vol was met die Toe spele. lees jy dit. Ja. En so yes, nou lê my foon. Hoekom sal my foon nou lê, Marina? Daar is dit nie daai. Ja. Ai, tog. Ek moet vir die mense begin disclaimers gee as ek maar soos as ons bid, dan wy ons of dan wy ons daai julle dis my ons gaan regtig dalk moet begin edit. Maar Volgende keer. ja, niks aan. Dan wy ons daai dag, ons wy dit aan die Here. Ons sê wees by die atlete, moenie laat daar en die feit dat hulle ook gebid het voor die tyd aan 'n God wat nie my God is, dit beteken vir my die hele event is gewy aan daai God. Verstaan jy? Dit maak sin, ja. En as ons nie nou in hierdie klein goed, want ek meen wat pla dit jou as jy nou nie kan kyk wie swem die beste of skiet die beste of wat ook al. As jy nou nie kan sê nee, ek's nie deel van hierdie nie, hoe gaan jy dan wanneer jy moet kies tussen 'n ding op jou kop want anders gaan jy nie kan eet of Ja. werk of jou kinders voorsorg. Verstaan jy wat ek Want sê? hierdie is eintlik en ek dink dis die ding, hierdie is eintlik dit is 'n klein dingetjie, maar dit is eintlik 'n groot ding Ja. en dit is 'n maklike groot ding, Yes. verstaan? Waar dis die klein goedjies wat mense nie noodwendig so maklik raak sien nie, Ja. wat ek voel wat die moeilikheid maak. Ja. Klein goedjies wat net so bietjie inkom Ja. en wat klein besluitjies is en ek dink God toets ons in die klein goedjies om te sien hoe ver en hoe sterk ons al geestelik is. Ja, en ek dink ook soos wat ons gesê het van jy kyk eintlik baie erger goed op jou foon. Nou is almal up in arms oor die Olympics, maar Ja. almal is nog op Instagram, almal is nog op TikTok, almal is nog op Facebook, maak nie saak wat se weird goed opkom nie. En nou omdat dit die Olimpiese spele is almal up in arms. Ons is dalk up in arms oor die opening ceremony, maar ons gaan nog steeds die atlete kyk. En verstaan dit is so compromise is eintlik wat gebeur. En eintlik voel dit vir my soos die Here is besig om ons te prepare. Hy is besig om ons om te skei, soos wat hy ook in die begin van die skepping gedoen het. Hy het die duisternis en die lig geskei. Skeiding is besig om in te kom. So die Here het die wheat en die tares laat saam groei en die tares en die wheat gaan nou begin skei omdat uit keuse uit voel ek. En die probleem is ons geloof is baie keer kleiner as ons wil om deel te wees van goed. Nie ons geloof nie, ons wil om die Here tevrede stel is baie keer kleiner as ons wil om deel te voel. Want dit is hoe ons groot gemaak word. Dit is ook hoe ons kinders grootmaak. Soos gaan speel met die maatjies. Jy moenie net hier op jou eie sit. Moenie verstaan ons maak hulle half groot om altyd te wil deel wees van die masses, maar dis nie wie hemel toe gaan nie. Dit sê die poort is nou. Ek maak my kinders groot om vir hulle te sê moenie ander mense offend of seermaak en ek dink is 'n mooi eienskap om te hê, maar ek meen as jy op 'n punt kom soos hierdie. Verstaan soos hierdie, gaan ek die Olimpiese spele komitee offend deur vir hulle te sê sorry, ek hou nie van hierdie nie of gaan ek verstaan teen God kies. En ek dink dit is die moeilike ding. Ja. Dit is wat dit moeilik Ek dink ons gaan altyd mense offend. Ons gaan altyd iemand offend. Dit gaan of die wêreld of God wees. Dis basically jou twee opsies. So en dan net die laaste enetjie is ek dink is wat ons nou gesê het is waarmee hou jy jouself besig? En dit is nou presies die hele voording en dit was Kolossense 3 vers 2 wat sê bedink die dinge wat daarbo is. Romeine 12 vers 2 12 vers 2 word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar soek die volmaakte wil van God. So selfs in die klein goedjies bid daarvoor en soek daarvoor. Ja. En dan 2 Korintiërs 5 vers 9 tot 10 wees God welbehaaglik want ons gaan eendag voor God staan vir ons keuses. Niemand anders nie. Ons gaan vir niemand anders staan vir ons keuses nie. Ja, so ek agree met al daai scriptures. Ek het net die mooi stukkies gaan soek. Jy het so goed gedoen. Ja. Ek wou nog 'n stukkie soos neerskryf, maar ek het nie daarby uitgekom nie, maar dit is in Johannes
tussen 11 en 15, want dis wat ek die week Gaan gelees lees het. dit, Gaan lees Johannes 11 tot 15. Dit sal jou net goed doen. Waar dit sê daar was van die lede van die Joodse raad wat in Jesus begin glo. Dis nou net voor sy kruisiging, maar hulle was te bang om iets te sê want hulle was bang hulle word uit die sinagoges verban. En dit is eintlik so sad ding dat jy so conviction in jou hart kan hê dat die God van die heelal voor jou in mensvorm kan wees, dat jy kan gesien het met jou eie oë hoe hy mense genees, maar dat jy jou vrees vir mense groter is as jou faith in God. En dis wat ek ook voel saam met daai hele moenie mense offending gaan nie. Soos as Christene moet ons bereid wees om in die waarheid te stap al offended mense, Yes. want dit is wat liefde is. So die liefde het praat altyd die waarheid. Sodra jy moet begin jok om iemand nie te offend nie, of al is dit net goed omit, soos nie sê nie, om mense nie te offend nie, wat jy weet die waarheid is, dan is dit 'n slippery slope van nie meer liefde nie. Want dan gaan dit nie meer eintlik oor die ander persoon se beswil nie. Dit gaan oor jou wil om nie deel te wees van konflik of om nie, verstaan jy wat ek sê? So, kom ons almal leef in die waarheid. Kom ons vra God. As iets vir ons dodgy is, vra hom en wees bereid om gehoorsaam te wees aan sy antwoord. Moenie dink jy weet alles nie, moenie of nie jy weet alles nie. Moenie eers dink jy weet hoe om goed te handle Jy nie. kan dit hanteer nie. Jy kan nie dit hanteer nie. En dankie tog ons het Jesus. So, ons hoop julle het 'n godgevulde geseënde week en dan gesels ons weer volgende week. Ja, the Lord Bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious towards you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen.